Kerk sonder mure bestaan om mekaar en ander te help om die Jesuslewe te ontdek. Die Jesuslewe begin nie by harder probeer nie. Dit begin by ontdek. Kom ons vier saam 'n paar hoogtepunte van wat alles hierdie kwartaal gebeur het. Ons begin met 'n visie. Tydens die KSM afskopfees is ons verbeelding opnuut aangegryp oor die moontlikhede van Jesus se droom vir sy kerk. Die kleurvolle kinder- en kuierspeelatmosfeer het ons herinner aan die prominente plek van kinders in ons harte. 1000 kinders het deelgeneem aan die pret- en feesaktiwiteite. Amper 680 tieners het besluit om hulle Sondag hier te begin. 4000 volwassenes het saam op afskopfees aanbid in Hippolaan en Midstream en nog 4000 mense het daardie aanlyn boodskap gekyk. Ons weet getal is belangrik, maar dis nie alles nie. Wat belangriker is die stories van mense wat kies om Sondag by KSM te begin, met meer vertroue en afwagting van wat die Here deur KSM hierdie jaar gaan doen. Meer as 180 mense doen moeite om weekliks by mekaar te kom en hulle Bybelkennis te verdiep, en duisende meer sluit aanlyn aan. Dis nie net 'n kursus of 'n skool nie, dis diep gemeenskap, aktiewe deelname, doelbewuste disippelskap. Alpha was ook 'n hoogtepunt waarin mense in 'n veilige ruimte om 'n etenstafel kon saam nadink oor groot geloofsvrae van die lewe. Ons omgeprogramme, The Woske, Griefshare en Living Grace het afgeskop. Hier deel mense Jesus liefde en God se genade in pyn, seer en teleurstelling. Die program is oop en enige iemand kan enige tyd nog inskakel. Jong mense vind by Kerk sonder mure 'n voorkeurtuiste, 'n plek om lekker te social, te behoort, te groei en hulle drome en denke te vorm as volgelinge van Jesus. Die nood in Limpopo en Mpumalanga was byna oorweldigend. Terselfdertyd was dit so inspirerend om te beleef hoe Kerk sonder mure deur die ruimhartigheid van ons gemeentelede kon wees waar die nood is en uiteindelik R1 miljoen se impak binne 'n paar weke kon maak. Ons is dankbaar vir alles wat al in die afgelope paar weke gebeur het. Wat nog hierdie kwartaal voorlê, is geleenthede om te dien, te leer en fees te vier. Aand Bybelskool, kuierfees en kerke wat geplant word. En dan die opbou na Paasfees, die hart van ons geloof, die goeie nuus. Hierdie is 'n jaar van minder en meer. Hierdie kwartaal leef ons meer vertroue want ons is hoopvol oor mense. Want wanneer mense ontdek wie Jesus is en in eenheid met hom leef, word dinge mooi, reg en heel. Begin Sondag en ontdek die Jesuslewe. Hallo daar en baie welkom by vanoggend se erediens. Dis 'n groot voorreg om jou hier by ook te verwelkom. As jy dalk vandag by ons inloer, wil ons ook vir jou van harte sê welkom. Dis 'n baie spesiale tyd in die jaar. Ons het besluit om 2 keer in hierdie jaar ook 'n 2-gesprek met ons gemeente aan die gang te sit. En ons doen dit by wyse van 'n vraelys. Die vraelys waarvan jy die QR-kode op die skerm sal sien, is daar ook om jou stem te hoor. Want ons is bewus daarvan, dat nie almal altyd in persoon in hierdie tyd hier kan wees nie, so as jy dalk op 'n ander plek in die land of in die wêreld is, maar hierdie is jou tuiste, wil ons graag jou stem hoor. So asseblief laai dit af, ons wil soveel as moontlik vraelyste tussen nou en volgende Sondag ook kry, die terugvoer kry. Vir die wat in persoon is daar selfs BC vraelyste, before computers. Met ander woorde, daar's 'n harde kopie wat jy sou kon invul. Ons is vandag so opgewonde oor wat ook vandag gebeur. En dit is dat later vanoggend is daar 76 mense, jong mense, wat belydenis van hulle geloof aflê. Dit nadat 110 3 weke terug hier in Hippolaan dit afgelê het. So vanoggend is in Hippolaan en Midstream, maar ook hier aanlyn, het ons soveel om voor dankbaar te wees. Jy is welkom. Kom ons bid dat die Here ook sy woord in die besonder sal seën vandag. Dankie Here dat ons met verwagting na u woord kan toetree vandag. Waar ook al ons is in die wêreld, dat ons in hierdie oomblik en hierdie tyd op u kan fokus. Here, hierdie reeks waarmee ons besig is, tref regtig ons harte.
En ek bid so dat wanneer ons vandag sê, Here, minder van my en meer van U, dat dit sal ook beteken minder van my in terme van aandag en meer op U, minder van my in terme van wat ook al U van my vra en meer van U, sodat dit sal lei na 'n dieper vervulling van U. Wees asseblief van die woord in Jesus se naam. Amen. Min of meer, dis 'n uitdrukking wat ons in Afrikaans gebruik om eintlik onduidelikheid of onsekerheid te gee, nê. Maar stel jouself voor, jy sou na die dokter toe gaan en jy sê vir hom, sê asseblief vir my, wat sê die toetse? En hy sê, man, min of meer is jy redelik siek. Of wat nog, as jy sou gaan en jou motor ingee vir diens en jy vra, wat gaan dit kos? En die persoon sê, min of meer, wat nog van 'n bouer? Ja, min of meer, as jy vir 'n bouer vra, en vir die van julle wat bouers is, vergewe my nou, maar gewoonlik is die min of meer aan die meer as aan die minder. Nie waar nie? Maar min of meer beskryf onsekerheid. Min of meer, as iemand vir jou sou sê, hoorie, ek kom jou optel en jy vra hoe laat, en hy sê min of meer 10 uur, dan weet jy, dis waarskynlik nie 9:30 nie, baie moontlik eers nader aan 11 uur, want is min of meer. Min of meer beskryf onduidelikheid, en in 'n jaar waarvan ons praat van, hy moet meer word en ek minder, kan min of meer 'n manier wees hoe ons daarna sou kyk. Want dit kan wees dat ek en jy sou sê, hoorie, maar min of meer, bietjie meer van Jesus, minder van myself, min of meer. En dan word ek nie ingetrek na die ware dieper betekenis en vraag van, wat sou dit beteken in my lewe as hy sou meer word en ek minder? Wat sou dit van my vra? Want hoe sou dit my neem? Min of meer. Verlede week het Johan hierdie nuwe reeks ingelei deur vir ons te help om na Johannes 3 vers 30 te kyk, waarin Johannes presies daai woorde sê, daar is die lam van God, en dan sê hy in hoofstuk 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Dis die Here waarvan hy sê, by die doop, ek is nie eers werd om sy skoenveters los te maak nie, die diens van 'n slaaf, ek is nie eers dit werd nie. Johannes wat die groot fokus nie op hom plaas nie, maar op Jesus, hy sê, ek is nie die Christus nie, hy is. Die een wat na my kom is soveel meer, want hy was voor my reeds daar. Dis wat hy sê wanneer hy oor Jesus praat. Maar wat sou dit van Johannes vra, wanneer hy sê, hy moet meer word en ek minder? In Johannes se geval, sou dit natuurlik wees, minder in my status van wat ander van my dink, van wat ander dink van hoe belangrik ek is. Al noem Jesus hom die bruidegom, wat Johannes homself ook mee beskryf in Johannes 3, hy is die een wat sou kom, voor die bruidegom sou kom, hy sê, hy is die vriend van die bruidegom, Jesus is die bruidegom wat sou kom. Al doen hy dit, deurlopend, sê die fokus is op Jesus, maar Johannes sê ek moet minder word en hy meer, sou beteken dat hy sy kop sou verloor, letterlik. Sien, dis wat dit hom sou kos. En ons is in hierdie reeks besig om te kyk na 4 verhale uit die Johannes Evangelie, waarvan ek en jy elke keer baie, baie diep kennis moet neem. Van wat beteken dit wanneer ek die waagmoed sou hê van om te bid, Here, word U meer en ek minder. En ons lees saam uit Johannes hoofstuk 11 vandag. 'n Baie bekende verhaal, en ek sal nou die inleidende deel daarvan net kortliks vir ons net saamvat. Maar ons lees vanaf vers 17 uit Johannes 11. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hul broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles gegee het wat U van hom vra. Jesus sê vir haar, jou broer sal uit die doodheid opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nie sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vra gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan.
Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy sê vra haar toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En die kortste vers in die Nuwe Testament is 2 woorde in die Grieks. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Toe sê Jesus, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe, het ek nie vir julle gesê, as jy glo, sal jy die openbaring en die mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol en Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U altyd my verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom ons staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Ons sover ons skrifgedeelte vir vanoggend. In hierdie gedeelte is daar 'n agterstorie. Dit is 'n storie van 'n verhaal van Jesus se verhouding met Martha, Maria en hulle boetie Lazarus. Ons sien daar in Lukas 10 dat Jesus op 'n stadium by hulle kuier. Hy en sy disippels is daar en besige woelige Martha is ontsteld. Want haar sussie Maria sit by Jesus se voete. En dan, omdat dit een vertrek wonings baie keer daai tyd ook was, sê sy vir Jesus, Here, sê 'n bietjie vir my sussie, sy moet ook haar kant kom bring. Regtig. Want sy moet my kom help. Ek kan nie alleen vir almal hier sorg nie. Sy moet haar kant bring en dan sê Jesus, Martha, Martha, jy is besorgd oor baie dinge, maar jou sussie Maria het die beste gekies. En die beste kies is, kom sit hier by die voete van Jesus. Kom hoor, soos 'n disipel van hom, wat dit sal beteken om in die koninkryk van God in hierdie wêreld in te vat en te leef. Want dis wat Jesus besig was om te deel, en Maria sit net daar, en sy drink dit alles in, terwyl woelige Martha, soos 'n besige bytjie, die oomblik dalk mis. So Jesus het 'n baie goeie verhouding met hulle gehad. In die wêreld van die Bybel was vriendskap 'n baie gesogte band. Vandag ook, maar ek wil vandag kan jy friends wees met iemand op Facebook en hulle nooit sien nie. Nooit met hulle gepraat het nie. Nooit met hulle kontak gehad het nie. Nooit eers gehoor het wie hulle is nie. Ek wil, jy kan iemand in 'n koffiewinkel raakloop en jou aan hulle voorstel en dan sê hulle, ja, maar ons is vriende op Facebook. Rarig. O, dis nie. Ja, ek het jou so 22 jaar terug genooi. En van toe af is ons vriende. Nee, ons is nie eintlik vriende nie, nie waar nie. In die Bybelse tyd het jou vriende gesê wie jy is. En vriendskap skep verwagting. Want sien, as jy 'n vriend het, dan beteken dit jy kan op hulle knoppie druk. Vriende is nie daar van mooi weer nie, vriende is daar van moeilikheid. Dis wanneer jy sien wie jou vriende is. Ek onthou eendag was my vrou in 'n kop, sy het 'n botsing gehad, 'n bumper bashing soos die Engelse sou sê. En ek onthou waar dit was, daar op die brug in Lensing. En ek het die foon opgetel, want ek was nie naby nie, maar ek het 'n vriend wat daar naby bly. En ek het hom gebel en gesê, hallo Theo, hoe gaan dit? Goed, en jy? Goed, dankie. Hoor, die Andrie was in 'n bumper bashing. Waar? Daar in Lensing. Einde van die gesprek. Sy antwoord, ek ry nou. Hy het nie vir my gevra, soos wat my vrou waarskynlik die inligting sou weet, hoe was die weer, wat was die kleur van die voertuig, het iemand seer gekry, was daar groot skade, het sy dalk gegly, wat was die nee, hy het gesê, ek ry. Hoekom? Want anders sou ek hom nie gebel het nie. Dis, dames, dis ons mans, dis hoe ons werk. Minimum inset, maksimum uitset. Minimum inligting,
Maksimum gebeurtenis. Hier's meer 'n ding vir jou as jy ooit in 'n verhouding sou wees met 'n man. Wanneer ons woorde gebruik soos ek wil, dan wil ons nie 'n julle moet sê ek hoor jou nie. Ons wil 'n julle moet sê ek sal. Ek gaan doen, ek hoor, ek het nie net gehoor nie. Ek weet julle wil die hele tyd hê ons moet net hoor, ons moet nie vir julle sê nie. Ons wil nie hê julle moet hoor nie, ons wil julle moet doen, anders sal ons nie praat nie. Dis hoe ons aan mekaar gesit is. Welkom as jy vir my eendag net wil 'n boodskap stuur van dankbaarheid hoe hierdie jou verhouding verander het, baie geluk. Hier's 'n klomp mans wat nou sê dankie tog, iemand sê dit vir haar. So die ding is, Lazarus word siek. En hulle is Jesus se vriende. So die beste oplossing wat hulle het, is stuur 'n boodskapper na Jesus toe. En as jy daar die eerste 16 verse van Johannes 11 lees, gaan jy sien, die boodskapper kom daar aan, en onthou mooi, hulle weet wie Jesus is. Hy's die Here wat buite afstand en buite tyd kan spreek en iets gebeur. Hy's die Here wat hier kan spreek en daar by die see word iemand gesond. Dis wat hy kan doen. Op die oomblik wanneer hy sê iets gebeur, sou hulle later besef, op daai oomblik het die genesing gebeur. Hy's die Here wat op water loop, hy's die Here wat brood voer vir duisende mense. Hy's die Here wat wonders doen, wat water in wyn verander, wat 'n verlamde man kan genees. Seer sekerlik as hulle vir hom 'n boodskap stuur, dan kan hy net 'n woord spreek. Maar sien, Jesus op daai stadium, sommige reken is omtrent 100 myl, so 150 km weg van Jerusalem af. Hy's waarskynlik in die omgewing van die Jordaanrivier waar hy gedoop is. En wanneer die boodskapper by hom aankom, by hom en sy disippels, en die boodskap gee, is dit 4 dae later vandat Lazarus siek geword het. En ek en jy ken die liedjies van 4 dae later steeds betyd. So ons reken, wanneer hy weet Jesus die boodskap kry, dan gebeur dit, maar is nie so nie. Lazarus is al vir 4 dae siek. So vir 4 dae nadat hulle die boodskap gestuur het, sit daai sissies met verwagting. Wat gaan gebeur? Maar behalwe vir hulle verwagting is die res in hulle lewe doodstil. Jesus hoor die boodskap en ek bedoel vanuit die wêreld van die Bybel beteken vriendskap lojaliteit en lojaliteit beteken jy is verplig om te reageer. En die boodskap wat vir hom gestuur word is Here die een vir wie u lief is. So hierdie is 'n baie kosbare vriend. Hy is siek. So die logiese verwagting sou wees hy gaan iets doen. En dan doen Jesus die vreemdste ding. As jy hoofstuk 11 gaan lees, gaan jy sien, vir 2 dae hang hy rond. Doen hy? Niks. Vir 2 dae. So 4 dae word 6 dae, en dan sê hy vir sy disippels, hoor ons moet teruggaan. En dan sê hulle nog of hom, Here, nou die dag vir iemand u doodgemaak het, daar asseblief, hulle wil u doodmaak, ons moet nie teruggaan soontoe nie. Dan sê hy, nee, ons vriend Lazarus is siek. Hy slaap. Ek gaan hom wakker te maak. Dan sê hulle, ja nee, goed, ons verstaan nou nie mooi hierdie, maar is reg, ons gaan saam. Een van hulle haak nogal af en sê, kom ons gaan saam om saam met hom te sterf. Maar Jesus sê, Lazarus is dood. Sien, die Jode se verstaan en beskrywing van die dood is dat jy gaan slaap. En die Jode het verder verstaan dat na 3 dae in die graf, verlaat jou gees jou liggaam. Dag 4 is daar geen teken van lewe nie. Jy kom nie terug nie. Goed? So, Lazarus se dag 1 van siek word, ernstig siek word dag 4, wanneer Jesus die boodskap kry, word dag 6 voordat hy loop, hy sterf, die sissie se stilte word al hoe meer. Die wêreld van die Bybel 3 kilometer weg van Jerusalem af, sou beteken daar sou 'n klompie Jode van Jerusalem af gekom het, om met hulle medelee te betuig, om saam met hulle te huil. Dis die tyd van Sitting Shiva, waar die Jode gesit en rou het vir 7 dae lank, net intens hartseer was. Dis hoekom hulle daar om die 2 sissies was. En stel jouself voor, watter vrae moes die sissies in daai tyd nie gekry het nie. Want dit is mos so, nê. Ons wat bely dat Jesus die Here is, wanneer moeilikheid jou lewe tref, word dit baie keer vir jou nog moeiliker, want dit is 'n geloofsaak. En sien, jy kry vrae soos, nou maar waar's die Here nou?
Waar is die Here nou? Hierdie Here wat julle so bely. Ek wil julle sê, hy is so lief vir die wêreld. Julle sê, hy gee so om. Julle sê, al hierdie wonders wat hy gedoen het. Julle staan vas op die belydenis dat hy die gestuurde is. Waar is hy? Ek wil dis 6 dae, daar's niks. Dis 7 dae, daar's niks. Daar's 8 dae, daar's niks. En 4 dae nadat Lazarus dood is, nadat hulle keer op keer die graf gaan besoek het, dan daag Jesus daarop. Ek wonder wat het hulle gedink? Martha, besige Martha. Kan julle hoor wat gebeur wanneer sy daar aankom? Sy sê, Here, as U hier was, dan sou my boetie nie gesterf het nie. Sien, hierdie vriendskap wat verwagting skep, het beteken dat haar verwagting teleurgestel was. En in hierdie tyd van nie weet nie, moes sy 'n nuwe manier van vertroue leer, wat sy gesukkel het, maar jy hoor dit in haar woorde, want ons sien by haar, Here, maar ek weet steeds nou het God alles in die hande gegee. Sien jy dat sy te vertroue in die nie weet van wat die Here doen nie? Sy weet, haar boetie is nou dood, dis nou klaar. Maar sy gaan nie haar rug op die Here draai nie. Sy gaan vas aan hom hou, selfs al het teleurstelling haar getref, selfs al is haar boetie nou dood. En dan hoor sy die mooiste woorde. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe. Het jy al gesterwe? En dan die vraag, glo jy dit? Seker een van die belangrikste vrae vir jou en my om mee gekonfronteer te word is, glo jy dit? Glo jy dat hy die opstanding en die lewe is? Glo jy dat hy gesterf het, maar dat hy opgestaan het en dat hy leef? Dat hy die lewende Here is, nie metafories nie, fisies opgestaan het. Hy leef en hy kom weer. Sien, as jy dit glo, sê Romeine 10, dan is jy kind van die Here. Dan is jy gered. Dan gaan roep sy haar sussie. En in hierdie tyd van nie weet nie, hoor ons, Maria dieselfde worsteling gehad. Ek wonder nogal, as het stil geword het in die aand, en hulle sou gaan slaap het, met hierdie verlange en hierdie intense hartseer van hulle boetie, hierdie groot vraag van wat die Here is, en hoekom is hy nie hier nie, of hulle ook vir mekaar sou sê, as Jesus maar net hier was, as hy maar net hier was, maar dit is stil, dit is so stil, en Maria sê dieselfde woorde, Here, as iemand net hier was, maar sy sê dit, terwyl sy by sy voete is, en dan hoor ons, Jesus het aangedaan geraak, sy gemoed het vol geskiet, en later is die woorde, hy het gehuil, ons beleef Jesus se intense hartseer, saam met sy vriende, en dan vra ek myself af, hoekom? Ek bedoel, regtig, as jy in 2026 geleef het, en jy weet, jy gaan oor 10 minute hierdie ouetjie uit die doodheid opwek, waarom sou jy huil? Ek wil so wees, hoor die droog julle oogies af man, hy traantjies, droog het af, kom gou saam met, check gauwie, 1, 2, 3, Lazarus, is jy reg? As hy, welkom, julle is baie welkom, hoor? Maar dis nie Jesus nie, nee. Inteendeel, een van die beskrywings in die Grieks daar, sê dat Jesus se aangedaan wees, is soos 'n perd wat sy neus gehad het, so oop en toe gaan, voordat hy storm vir oorlog. So, Jesus se ongesteldheid, is 'n woedende ongesteldheid ook. Sy gemoed wat vol geraak het, was oor die kwaai, wat hy beleef het, teenoor wat die dood aan mense doen. Hoor jy dit? Die dood en die seer van die dood, en wat dit aan sy mense doen, het hom getref. Saam met dit, die ontsettende hartseer van wat hierdie 2 sissies moes deurgaan. Want sien, hier is die baie belangrike deel van hierdie verhaal. Jesus het hulle vertrou met die nie weet nie. Wil jy moet dit hoor? Vir die wat die Here lief het, vertrou hy dikwels met die nie weet nie. Hulle het 10 dae van loutere hel gehad, van nie verstaan nie, van nie weet nie, van worstel. En dan kom die mooiste, hy wek vir Lazarus uit die doodheid op. En hoekom was dit belangrik? Want julle 6 plus minus maande later, sou Jesus uit die doodheid opstaan. En sou Lazarus se opstanding uit die dood, sy opwekking uit die dood, 'n heenwysing wees na Christus, wat opgestaan het en lewe. 6 maande later sou hulle sê, maar onthou jy vir Lazarus, onthou jy die storie, onthou jy wat Jesus gedoen het, sou die wegrol van die klip 'n heenwysing wees van die wegrol
van 'n klip wat nooit weer daar geplaas sou word nie. Ja, Lazarus sou weer sterf. Maar vanweë Lazarus se opwekking sou die evangelie die wêreld tref. En hier's die belangrike vir hierdie sissies. Sien, hulle beweeg van 'n plek van teleurgestelde verwagting na absolute blydskap en vervulling. Van 'n plek van moedelose worstel na 'n vertroue in hom, 'n oorgawe in hom, 'n dieper oorgawe. En dis wat in jou en my lewe gebeur. Sien, wanneer ons sê, Here, minder van my en meer van U, kan dit beteken dat ek en jy beweeg van minder verwagting na meer vervulling. Wanneer ek en jy bid, Here, laat U wil geskied, dan beteken dit ek gaan nie verwag dat U gaan optree soos wat ek verwag het U sou optree nie. Want dis ons probleem. Sien, ons plaas baie keer die Here in 'n boksie. En ons wil hê hy moet vir ons antwoord soos wat ons gedink het. Ek het gedink daai persoon sal op daai stadium die regte persoon wees om my te help. En toe's dit nie. En nou is ek kwaad vir die Here. Ek het gewag vir dit. Ek het gevas vir dat. Ek het gesis, ek het geso. En dan wanneer ek teleurgesteld is vanweë my verwagtinge van hom, dan maak ek hom aandadig daaraan. Terwyl die dieper vervulling is om te weet, sy wil is vir my beswil. In Hebreërs gaan ons sien in hoofstuk 11, en daar's oor 2 weke as die Here wil, volgende Woensdag, bietjie meer as 'n week, is daar Bybelskool oor Hebreërs, en hoofstuk 11 is daar hierdie baie kosbare deel wat sê, hulle het geglo, maar in hulle lewe het die belofte nie tot vervulling gekom nie. En steeds het hulle bly glo. So sal ek en jy soos 'n Martha kan sê, Here, selfs nou glo ek. Selfs al het my verwagting nie uitgewerk nie, selfs al het teleurstelling my getref, selfs al het moeilikheid my van alle kante af beetgepak, gaan my belydenis dat U die Here is, gaan nie minder word nie. Want ek glo nie in U terwille van my voordeel nie, ek glo in U omdat U is. Ek glo in U omdat ek die openbaring aan die kruis sien. En dit verander hoe ek na hierdie wêreld kyk. Ek glo in U omdat ek weet daar's 'n beter vaderland wat wag. Daar's 'n beter toekoms wat wag. Daar's 'n ewige heerlikheid wat wag. Dis vas, want U het die prys betaal. U het ook gesê dat hierdie beker by my verbygaan. En U het U eie wil nog steeds ondergeskik gestel aan God se wil, aan die Vader se wil, en U is kruis toe. En danksy U gehoorsaamheid is daar vir my verlossing. Kan ek deel in die beker van die ewige lewe, wat deur U bloed vir my bewerkstellig is. En omdat U deur dit is, kan ek nou leef met 'n ewige sekerheid en hoop. En julle dit vervul, sê Paulus, ons met die grootste vreugde. Ons kan leef met 'n dieper vervulling, omdat ons weet Jesus leef. Maar dit beteken ook, ek kan leef met 'n dieper vertroue. Dat hierdie, soos wat ek dit nou sien, en hoe intens dit op hierdie oomblik is, en hoe katastrofies dit ook al is, en dit is, dis nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Die einde is Jesus kom. Die einde is Jesus leef. En daarom kan ek, soos Daniel se vriende sê, selfs al sou God my nie uit hierdie vuuroond uitred nie, sal ek nie buig nie. Selfs al werk hierdie nie presies uit soos wat ek gehoop het nie, sal my belydenis bly. Sien, dis wanneer min of meer skielik 'n ander woord kry, nê? 'n ander betekenis kry. Dis wanneer dit ons lewe so begin tref wat jy dink, gits, minder verwagting, meer vervulling. Minder van wat ek sou gedink het, en meer van wat U wil. Want Lazarus was toe dood. En Lazarus het opgestaan. En Lazarus se doeke is 'n heenwysing van doeke wat sal wag. En Lazarus se storie het daartoe gelei dat hulle selfs vir Lazarus wou doodmaak. Want hulle kon nie dit weerspreek nie. Hy was dood. Die getuies was daar en hy lewe. Wel, Jesus het gesterf. Daar was getuies, daar was wagte en hy lewe. Hoor mooi hoe som John Phillips dit op. Hy sê, the 7 miracles connected with the public ministry of Jesus, dis nou in die Johannes Evangelie,
begin and end with a family. One in Cana of Galilee and one in Bethany of Judea. The one was at a wedding, the other at a funeral. Life's gladdest and life's saddest hours. At the one, he changed water into wine. At the other, he triumphed over the tomb. Both miracles were humanly impossible. The one revealed him as Lord of creation. The other revealed him as creator of life. Is so mooi en so waar. So ek weet nie waar is jou lewe vandag nie. Ek weet nie waar is jy in terme van jou vertroue in die Here nie. Hoe intens jou worsteling is of hoe onseker 'n tyd van stilte dalk is nie. Wat ek wel weet is dit gebeur. Want vir die wat die Here liefhet, vertrou hy dikwels met die nie weet nie. Met die nie verstaan nie. Maar sien, geloof en vertroue in die Here kan maak dat ek en jy soms teleurgesteld staan in ons verwagting. En dit maak seer. Dit maak diep seer. En ons moet eerlik vir mekaar sê, in daai tyd het ek en jy nodig om te weet, dit wat ek beleef, so eg is as wat dit is, verander niks aan wie die Here is nie. Want as ek wil weet wie die Here is, kom ek kyk in die kruis. Want deur die kruis sien ek die kroon. Deur die kruis sien ek wie Christus is. Jesus sê, wie my sien, sien die Vader. En as dit is wie God is, dan hoef ek nie nou te twyfel, al is die wêreld hoe verskriklik en gevaarlik en veranderlik en onseker nie. Hy bly dieselfde. Ek kan weet, hy is by my. Ek kan weet, hy huil saam met my. Hy is die Here wat beide kante van die graf teenwoordig is. Hy is hier en hy is in die ewigheid. En weet jy wat sê Hebreërs? Hy is die hoëpriester wat vir ons intree. So jy het die Here wat verstaan, wat op hierdie oomblik in jou situasie, in jou worstel, jou onsekerheid, wat ook al jou situasie nou is, wat vir jou intree. Miskien bid hy op hierdie oomblik vir jou, vir die versoekings in jou lewe, dat jy dit sal oorkom, dat jy sal weghardloop daarvan, dat jy sal vlug en na hom toe sal draai. Miskien bid hy op hierdie oomblik vir jou vir volharding, waar ook al dit is, die Here wat lewe. Hy is nie die min of meer Here nie. Hy is die ewige Here. Hy is die Here wat gekom het, en hy is die Here wat weer kom. Hy is die Here wat opgestaan het, en hy is die Here wat jou en my sal opwek. Hy is die Here wat vir jou en my vandag sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al het hy ook gesterwe. Glo jy dit? Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u woord ons help op ons eie wandel en in ons eie geloofspad om vas te byt, om te volhard. Dink so aan Hebreërs 12 wat sê daar's 'n skare van gelowiges wat ons aanmoedig, hulle wat ons vooruit gegaan het. En Here, of dit jong gelowiges is, wat in 'n jong tyd van hul lewe nou al reeds deel in die ewige heerlikheid, en of dit iemand is wat in 'n laat stadium van hul lewe steeds u goedheid bely en ons aanmoedig, hoe dit ook al sê, ons het 'n skare van mense op verskillende fases van hulle lewe wat bely dat u die Here is en nie opgehou het nie, wat ons vandag aanmoedig om vas te byt. Dankie vir Martha en Maria, Here, vir hulle stories, vir intense stories, vir intense worsteling, wat ons help, wat wanneer ons daar is, ons weet, ons is nie alleen nie. Dankie vir die aanmoediging wat ons vanuit die woord kry. Here Jesus, u is die begin en die volëinder van ons geloof. Dit begin by u en dit eindig by u en alles tussenin gaan oor u. Daarom bid ek so dat ons vandag die waagmoed sal hê om te sê, Here, ek glo, daarom Here, gee ek oor. Daarom is ek ernstig as ek sê, meer van u en minder van myself. Want hoe meer ek oorgee, hoe meer beleef ek die vervulling van u teenwoordigheid en van u vrede, te midde van 'n wêreld wat
onrustig is en ongemaklik is. Ja Here, ek gee oor. In Jesus se naam. Amen.